holy. We join with heaven. You're the King, daar is geen ander naam deur wie iemand gered kan word behalwe deur Jesus Christus. Jesus Christus sê vanoggend, daar is geen siekte wat jou kan vashou, geen verlede wat jou kan terughou, of geen toekoms wat te groot is vir die naam van Jesus Christus nie, want dit sal in die naam van Christus buig voor wat hy sê. Sy woord stuur hy uit na elke omstandighede toe, want hy sal nie leeg na hom toe terugkeer nie. Jesus Christus sê, ek staan by die deur en klop, maar baie van ons staan en ons hou daai deur toe. Hoekom hou ons daai deur toe? Waarvoor is ons bang? As Jesus vir ons sê, moenie bang wees nie, moenie vrees nie, ek is met jou. Ek sal jou vat in jou regterhand. Met my regverdige regterhand sal ek jou ophelp. Maar ons staan by 'n venster en ons wil net deur die venster kyk. Dat ons so naby aan die venster is dat ons ons maak die venster toe en dan is ons blind. Dit blind ons nie net fisies nie, maar geestelik ook. Hoekom kan ons nie die vensters van ons hart oopmaak nie? Dit is waarin die lig moet skyn, maar die lig gaan nie daarin skyn as ons dit nie gaan oopmaak nie. Maar ons wil vashou aan omstandighede, ons wil vashou aan ongeloof. Ongeloof is wat ons harde hart maak, waar Jesus sê, ek gaan vir jou 'n sagte hart gee, as jy dit net gaan oopmaak vir my. Staan op die naam en die waarheid en die woord van Jesus Christus, want dit is wat ons vry maak. In die naam van Jesus. Amen. Goeiemôre, weer eens. Halleluja. Ja, is dit nie waar nie wat Konrad sê nie, né? Net Jesus Christus, daar is geen ander pad nie. Hy is die weg, die enigste weg, waarheid en die lewe. Of jy nou wil glo of nie, glo jy wat jy sit vanoggend, glo dit. Anders as jy nie geglo het, gaan jy nou glo. Halleluja, want die Heilige Gees doen die oortuiging in my en jou se lewe. Is dit nie wonderlik hoe dit werk nie, né? Dit gaan ons net oor hom, dit gaan ons nie oor ons nie. Is dit nie lekker nie? So as ek hier staan, dan staan maar net nie so in die vlees, maar die Gees is die een wat beweeg, wat ons laat lewe, wat ons laat vry wees, sodat sy woord kan lewe vrylik, sodat ons nie sit met opgepofte wangetjies en dink ons is smart nie, né? So halleluja. So ek het die voorreg volgend om die nagmaal te kan lei, met die kort uit, né? Ja, so prys die Here daarvoor en Heilige Gees is in beheer. En ons weet Jesus is soos daai song gegaan het, is die senter van alles. Hy is die middelpunt van alles, hy is die kern van alles. Vader wat vlees geword en onder my heen kom woon het, is dit nie wonderlik nie? Jy kan dit nie eens probeer uitvier nie, nee. Hy sit in daai geloof in my en jou, om te glo, te weet dit so. So as ek julle kan vra, soos jy vanoggend in jou hart voorneem, om ook in die koninkryk van God te saai finansiëel, halleluja, en as jy opstaan om te kom doen, om sommige van die elemente te kry, die brood en die kelkie, sodat ons die nagmaal kan geniet. So ons prys die Here daarvoor, so kom staan op asseblief mense, en kom haal en kry vir julle. Baie dankie.
stop. Die rigting stop. Ek dink almal het brood, beskuitjie en die kelkie, né? Daar's hy, Richard ook. Hy baie. Loof die Here Jesus, wat 'n voorreg om te kan lewe. Jo, is dit nie wonderlik om te lewe die mense? En ons sit hier so, almal het oë, en ons het ore, en ons het tonge, en ons het lippe, en ons het voete, hande, alles. En ek was Vrydag by 'n borgdag gewees in Brits. En as ek kyk hoe lyk daar arme kinders se liggame en hulle verstande en alles. En ek staan daar en ek huil van hoe goed Vader is vir ons. En daai kinders bly smile en lag. Né? Ek kan nie sy reguit bof slaan nie. Daai ou loop so skeef, né, maar hy lag. Hy het blydskap in hom, né? Jo man, dit is so wonderlik om te lewe. En dan kom ek net agter, Tuisie, jy is toch so beklaanswaardig in die lewe. Jy wil alles net in die lyn neem met jou gevoelletjies en alles. En dan kom Heilige Gees en dan ruk hy my weer terug na die werklikheid toe. Tuis, het gaan nooit oor jou nie. Het gaan absoluut net oor my lewe. Toe ek vanoggend hier sit, ek wil nie baie lang praat nie, net so 3 ure. Maar my mond is klaar droog, maar ek moet hierdie lees vir ons in Kolossense 1. Al ken jy dit, hoor dit weer vanoggend. Wie is Jesus? Dis wat hier staan. Wie is Jesus wat Paulus hier so mooi skryf? Jo, hierdie is so great vir my, né? Hy is die beeld van die onsienlike God, die eerstgeborene van die hele skepping. Dit is wie Jesus Christus is. Want in hom is al die dinge geskape wat in die hemel en op die aarde is, wat sienlik en onsienlik is, trone sowel as heerskappye en owerhede en magte. Alle dinge is deur hom en tot hom geskape. Alles tot sy doel, tot sy eer. Alles, die klippe sal uitskree as ek en jy nie opstaan en gaan doen wat hy vir ons sê nie. Hy laat 'n donkie praat, dan dink ons, hoe te kanon werk dit? Maar jy hoef nie te dink nie, weet dat God alles geskaap het, alles behoort aan hom. Niks behoort aan my en jou nie. Ek en jy kom kaal in en kaal gaan ons uit. Daar's nie 'n ventersleepbandjie agterna nie. Sorry om dit. Hy is voor alle dinge, in hom hou alle dinge stand. Is dit nie wonderlik hoe dit werk nie? Hy is die hoof van die liggaam, naamlik die gemeente. Hy wat die begin is, die eerstgeborene uit die dode, sodat hy in alles die eerste kan wees. Want dit het die Vader behaag, dat in hom die ganse volheid sou woon, en dat hy deur hom alles met homself sou versoen, dat hy vrede gemaak het deur die bloed van sy kruis. En ek sê deur hom, die dinge op die aarde, sowel as die dinge in die hemele, ook julle wat vroeër vervreemd was en vyhandig gesind, deur die bose werke het hy nou versoen, in die liggaam van sy vlees deur die dood, en julle geheilig en sonder gebrek en onberispelik voor hom te stel. Weet vanoggend, as jy wedergebore is deur die bloed van Jesus gewas het van al jou sondes en ongeregtigheid, is jy heilig voor hom gestel. Wow, moenie jouself minderwaardig ag nie, mense. Weet 1 Johannes 4:17 sê so mooi, soos Jesus is ek en jy ook in hierdie wêreld. Ons verteenwoordig hom, moenie gelyk in die wêreld wees nie. Want wat wil die wêreld dan van jou hê? Niks, want hulle het dit klaar. So weet dit vanoggend. Dan gaan ons lees Matteus, daai ene, Matteus 26. Nee, dis net hierdie kant. Matteus 26 van vers 26, 27, 28, wat Jesus hier praat. En terwyl hulle eet, neem Jesus die brood. Terwyl Jesus eet, neem hulle die brood. En nadat hy gedank het, breek hy dit en gee aan sy disippels en sê, neem eet, dis my liggaam. Maar voor jy dit eet, wat is jou krankheid vanoggend? In gees, siel en liggaam. Nie net in jou liggaam nie, in gees, siel en liggaam. Is jou gees uitverkoop? Weet jy dat die Vader een in jou gees met jou is vanoggend? Want alle gees kom van Vader af en alle gees gaan terug na Abba Vader toe.
Die dag wanneer ek my asem uitblaas, elke ene van ons. Wat se siekte sit vanoggend in jou liggaam? Wat is jou tekortkoming vanoggend in jou liggaam? Jy weet dit vanoggend, wat is dit? Gee dit vir Jesus. Onvergewensgesindheid, selfregverdiging. Dis groot ding in 'n ou se lewe, né? Om 'n ander ou te vergewe, is net Christus in my, wat ek dit reg kry om dit te gedoen het. Voor my pa, my ma, my suster hulle weg is van die aarde af, kon ek na hulle toe gaan, en net met die liefde van Christus in my, kon ek dit doen aan hulle. Wow, met my eie sal ek dit mos nooit doen nie. Maar dit is wie hy in my en jou lewe is. Het jy vrede met jouself vanoggend? Dis baie belangrik om vrede met jouself te hê. Jo, baie. Ek weet, daai me, myself en I, daai onheilige drie-eenheid is 'n bogger. Daai drie oudjies werk nie lekker nie. Maar Vader, Seun, Heilige Gees, wanneer hy beheer van jou lewe is, dan werk alles. Jy sien, as 'n ratkas van 'n kar, een rat uit plek is, afgebreek is, dan werk hy nie lekker nie. Maar Christus kom en hy herstel alle ratte in jou lewe, alle probleme in jou lewe, alle pyn in jou lewe. En daarom het hy gesê aan die kruis, met elke sonde, siekte, armoede het hy op hom geneem, geestelik, vleeslik, alles het hy op hom geneem, sodat ek en jy kan vry wees. Hoekom red hy vir my en jou? Om nie gelykvormig in die wêreld te wees nie, om nie van die wêreld te wees nie, maar in die wêreld. Dis 'n groot verskil, mense. Jy moet uitstaan, die lig is mos in my en jou van Jesus. Die lig, wie daar bestaan nie iets soos duisternis nie. Dis net die teenwoorde afwesigheid van lig. Dis al wat dit is. So waar ek en jy beweeg, ry alles. Moenie in die stopstrate jaag en robots soos die ander mense nie. So hoekom wil die mense dan wees soos ek en jy, as ons presies doen wat hulle doen? Né? So is dit nie so nie. Dit is normale kom dinge in die lewe wat ons elke dag doen, elkeen van ons. Om te skinder, ja, dis al maklik om te skinder, né? Want hoekom? Dan sit ek met 'n selfbeeldprobleem as ek skinder van 'n ander ou, want dan dink ek wel by jou wil ek daai ou se naam sleg maak sodat jy beter van my kan dink. Dis al wat dit is. Maar as jou selfbeeld Christus is, né? As hy die afskynsel in my en jou lewe is, dan kan ons vanoggend hierdie brood van sy liggaam wat vir my en jou gebreek is, met waardigheid eet en weet Jesus, dankie dat ek vry is. Vry is van alles wat was. En as die toekoms kan vorentoe kyk en op hierdie weg loop, hierdie smal pad, want die pad is smal na die nou poorte, sê Jesus, en min vind dit, sê Jesus. Dit is wie dit is. Min vind dit. So kom ons neem hierdie vanoggend tot eer van Jesus en sê vir hom dankie vir alle genesing wat hy gedoen het vir my en jou aan die kruis in Jesus naam. Amen. Jo, dankie Jesus. Ek weet die salwing van die Heilige Gees is met mense hierso. En daai salwing loop oor ons. En daai salwing breek alle jukke in my en jou lewe. Weet jy dit? Moenie vanoggend hier sit en probeer uitfigure tussen jou ore hoe wat waar nie. Ontvang net wat die Gees van God wil doen in jou lewe. Moet hom nie teenstruggle nie, moet hom nie teenstaan nie. Hy wil net goed doen vir jou en my. Regtig waar. Doen dit, mense. Toe Jesus hang aan die kruis en toe die mense, kyk, sy bloed het nou al gevloei, want hulle het hom geslaan, hulle het hom gespoeg, hulle het hom verag, hulle het hom 'n wynsuiper genoem, hulle het hom al die verkeerde name genoem wat ek en jy nog nie eens genoem was nie. Daarom sê hy, moenie worry as hulle jou haat, moenie bekommer nie, hulle het my eers gehaat. So weet vanoggend dat ek en jy vry is. Weet vanoggend toe hy daar aan die kruis hang, en dan slap ons die ouens se bene onder die knie af, en dan sak die liggaam verder, as jy nog asem gehad het, dan versmoor hy heeltemal. Toe steek hulle die spies mos in sy regtersy in, en wat kom uit? Bloed en water. Is dit nie wonderlik nie? Bloed en water, vir my en jou. En sy bloed, jo, die dag toe hy in my lewe instap, die 3 Mei 1997, net so 'n paar dae terug, net. En daai bloed was my suiwer skoon, hy haal my van die wêreld van totaal uit dit uit. En hy maak my nuut, maak my vry. En ek glo so met jou ook. En jou dag wat jy gehad het, toe Jesus in jou lewe ingestap het. Want hy is liefde. Want liefde oorbrug al hierdie gemors, al hierdie krip, wat die wêreld jou gooi. As of wat dink jy en al hierdie verkeerde gedagtes. Man,
Jesus help 'n ou, deur die Gees, dat alles gerig word in die koningskap van Christus, né? Jy dink die dinge daarbo, jy's nie hierso van hierso nie. So die bloed van Jesus, weet mense, dis kosbaarder as wat ek en jy ooit kan dink nie. Een druppeltjie bloed van Jesus was genoeg vir al die sondes van die mense. Daar in die tyd van Getsemane toe hy vir Vader sê, as dit U wil is, laat hierdie beker by my bygaan. As dit U wil is, maar dit was nie sy wil nie. Hy het vlees geword en onder jou en my kom woon, sodat ons vandag kan glo, sonder om te sien, sê hy, is jy geseënd, as jy glo in my. Wow, is dit nie wonderlik nie? Dis sy geloof in my en jou, wat het reg kry, nie ons wat smart is nie, definitief nie. So kom ons neem vanoggend hier en sê vir Jesus, dankie, 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 dat elke liter bloed vir ons geloop het, sodat ons vry is vandag, in Jesus naam, amen. Jo, Jesus, baie dankie. Ek weet vanoggend het mense se gedagtes en hulle liggame en hulle siele het dit regtig waar nader gekom aan U, Jesus. Ek dank U vanoggend vir Jesus, Heilige Gees, wat U verder gaan doen in hierdie diens, Vader. Dat dit sal wees van krag tot krag, Vader. Dat ons nie loop in aanskouing nie, maar as regverdiges in die geloof sal lewe, Vader. Gelei deur Heilige Gees. Ons eer U vanoggend, Vader, dat U Jesus geword het en onder ons kom woon het, sodat sy liggaam gebreek was vir ons, sodat ons kan genees wees, en sy bloed geloop het, sodat alle sondes weggewas is. Ons verheerlik U nou, want alle lof en eer en heerlikheid kom net U toe, en ons vra dit alles in die wonderlike naam van Jesus. Amen. Amen. Dank vir die geleentheid. Ek het gestaan om in Engels te small act praat. This morning we were driving and I just felt the Holy Spirit downloading in my spirit that we are like Shadrach, Meshach and Abednego in a fiery furnace. The fire is raging around us, financial material, every situation that we are experiencing in life, in this life. But the Holy Spirit is saying, which fire do you trust in? Who is your focus upon? And let that intimacy that you have with the Holy Spirit say, into me you see Holy Spirit. And rely upon Holy Spirit. And I realized that I was attentive this morning when we were praising and worshiping. There were more than one song speaking about the fire. Yes. Not the fire of man, not anything physical, but the Spirit of Almighty God. So I want to encourage you, child of God. It was like I explained when we were standing here this morning that the scripture, when it says in the book of Daniel, when Daniel fell, he said, I fell like a dead man in front of this angel, that presence of Almighty God, that you trust in God. And that you don't give up, because he came to give him a message and he said, your prayer was heard on the first day. So persevere. Do not give up. Jy kan nou net 'n dag laat wees of 2 of 3 dae, maar moenie ophou glo en bid nie. Maak nie so op wat nie. You must make your mind up. Set your mind apart from the things of this world and focus and pray and rely upon God. And I know that He will come through, not man. That is what God wants to say. His Holy Spirit wants to say is not men, not people, but God alone. And that trustworthiness to pray and to keep on praying and to pray for one another. Amen. Hallelujah. Pastor Pieter, I need to be obedient this morning. I want you to pray. Kan jy vir my asseblief kom oopmaak met gebed vir my asseblief? Dit sal voorreg wees, dankie. Here, wat kan 'n mens sê in hierdie wonderlike teenwoordigheid? Here, waarom kan ons dink vanoggend, Here, as net die bloed van Jesus Christus vanoggend, die groot werk aan die kruis van Golgotha, Here, en die oorwinning wat Golgotha vir elke een van ons bewerkstellig het vanoggend in die naam van Jesus. Here, vanoggend sit ons elkeen hierso en ons gaan staat maak op die krag en die oorwinning van Golgotha in ons lewe, Here. Here, was dit nie vir Golgotha nie, Here, waar was ons vandag? Here, wat kon ons vandag sê, wat kon ons soek vandag, was dit nie vir U nie. Maar vanoggend sit ons elkeen hier, Here, en ons beroep ons
op die krag van Golgotha vanoggend, die oorwinning van die bloed van Jesus oor elke een van ons se lewe vanoggend. En dit maak u krag, Here, in u woord vanoggend kragtig, Here. Dit maak dit los, Here, in ons lewe sodat dit krag kan dra. Daarom bid ek vir hierdie woord vanoggend wat Morney nou gaan bied, Here, vir ons. Wat hy gaan gee, Here, dat die krag van Golgotha, Here, in ons 'n lewende offer sal word, Here. Ek wil bid dat die Heilige Gees vanoggend, Here, sal vernuwe. Dat die Heilige Gees vanoggend, Here, sal heel maak vanoggend. Dat die Heilige Gees vanoggend, Here, die een is wat lewe bring vanoggend, Here, in die naam van Jesus. Here, ek ervaar net in my gees vanoggend soveel doodsbeenere in baie situasies van ons lewe. En vanoggend sit ons dalk in hierdie plek, Here, en daar's soveel doodsbeenere wat ons kyk en sê, Here, is daar 'n situasie, is daar 'n plan, is daar 'n oplossing vir my vanoggend, Here? En die Gees van God sê vanoggend in hierdie plek, ek wil hê jy moet lewe spreek oor daardie doodsbeenere vanoggend in jou lewe. Ek wil hê jy moet elke situasie, soos wat ons gesing het vanoggend, I speak Jesus. Here, dat ons Jesus vanoggend spreek oor elke situasie oor ons lewe vanoggend. As hierdie woord uitgaan, Here, dat Jesus lewe sal bring oor elke doonsbeen in ons liggame en in ons lewe en ons situasies vanoggend. Ek spreek vanoggend oorwinning, Here. Ek spreek genesing in hierdie plek, Here. Ek spreek 'n gees van herlewing in elke gees, in elke siel, in elke liggaam vanoggend in Jesus naam. En ons gee U die lof en die eer en die aanbidding. Here, U sal verheerlik word in hierdie plek. U sal geëer word in hierdie plek. Aan U kom toe die lof, die eer en die aanbidding in Jesus naam. Here, maak vir my nou kragtig in U woord, Here, in Jesus naam. Amen. Amen. Let's give the Lord a mighty hand. Halleluja. Baie welkom vanoggend by Ignite en wat 'n kragtige salwing vanoggend in hierdie plek. Hy is die salwing. He is the anointed one. He is the anointing that flows in through our lives. Amen. Is jy all right? Amen. Die lief vir Jesus. Amen. Hy het jou eerste lief gehad. Dis nie van hoe great jy is, about who he is. Amen. Amen. Halleluja. Ja, mense, just what a week. Wat 'n ongelooflike week het ons nie hierdie week gehad, of althans ek gehad nie, 'n week van, as ek dit in woorde kan sê, ek kan put it in words, a week where I experienced, and I'm still experiencing His presence, like, nog nooit voorheen in my wandel van hoeveel jaar nie. En ek kan hom net eer. I can only give Him praise and glory and honor for who He is. So we are, as the body of Christ this morning, we are in a period of ascension that took place on Thursday, and then also this coming weekend that's like one of the most highlighted times of my year, is die tydperk van Pinkster. En ek wil vir jou vra vanoggend ook hier waar jy sit, dat jy werklik jou hart sal ondersoek terwyl jy so sit. Dit dalk nie jy sit hier so en jy soek sensasie nie. Dalk nie jy soek hier so en jy sit met 'n 1 tot 10 om te sê, "Jesus, maar weet jy die worship was nou 'n 9 uit 10 en toe Laurie die woord gebring het, dit was 'n 7 uit 10 en pastoor het syne was sy 10 en Morney syne was nou so 4 uit 10 gewees. En dan is jou hart nie reg. Your heart is completely wrong. We are not here supposed to be here to impress you, okay? If your heart is right, as jou hart reg is in enige saak, dan kan God werk. God works with hearts. If your heart is hardened, if your heart is unteachable, if your heart is bitter, or there's anxiety in your heart, you can't hear, you can't sense the fullness of His Spirit working in and through your lives. So I'm going to start off this morning, and my precious sisters here this morning, welcome here. I'm going to be between English and Afrikaans, if it's all right with you this morning. Did you understand that Afrikaans? Okay. So I'm going to be between English and Afrikaans this morning.
Maar ek wil begin eerstens, and sorry Tabang, you can explain this a little bit later, but unfortunately this story is in Afrikaans, but I want to read this story, I want you to listen to this. Ek het eenmaal 'n storie gehoor van 'n jong seun wat saam met sy pa gaan kamp het. This dad just came to a place in his life that he said, I need to spend some time with my son. And at this evening, the specific evening, the Friday night, they sat around the fire, and his father was busy taking out these big, die groot klompe gevat en op die vuur gesit. En die seun vra toe sy pa, hy sê, hoekom vat die vuur soms so lank om groot te brand? En sy pa het hom geantwoord, want voordat daar 'n groot vuur kan wees, before there can be a massive fire, moet daar eers hitte opgebou word binne in die hout. Die pa dink toe so by homself terwyl hy sit vir die vuur en kyk. En hy besef dat vir 'n ruk lank het dit gelyk asof niks gebeur nie. Absolutely nothing happened. Dit was net rook gewees. Dit was klein vlammetjie aan die onderkant gewees en daar was 'n lang wagtyd gewees. But all of a sudden, suddenly, I don't know how many times you've in your Christian walk with the Lord has seen Him working suddenly. Kan jy getuig daarvan? Ek kan getuig daarvan. Many times in my Christian walk, I've been at a place where, Lord, it's been like a month now. It's been like 3 months, Lord. I remember one specific time in mine and Johnny's life that we went through a 7-year desert experience. Yes, man. Dis nie lekker nie, it's hard. Dis baie hard, dis tough. But all of a sudden, the fire, die vuur het deurgebreek met krag. Dit was nie net met klein vlammetjies gewees nie, maar dit was ewe skielik krag en 'n oop vuur. En terwyl hierdie persoon so sit en hy kyk, kom hy tot die besef, hy sê die volgende, hy sê, baie van ons as mense, kinders van God, raak baie keer so moedeloos in die wagtyd, omdat ons dink niks gebeur nie. Maar kind van God werk dikwels die diepste in ons, wanneer dit lyk asof niks gebeur nie. Dink bietjie daaraan. En dis presies wat gebeur het tussen die tydperk van Hemelvaart en Pinkster. Presies wat gebeur het. Daar was iets kragtig wat gebeur het tussen Jesus se Hemelvaart. There's something that was so massive that happened between the period of ascension en die tydperk van Pinkster. Dit was nie net 'n 10 dae wag nie. Dit was 10 dae van voorbereiding. Luister Laurie, luister Pastor Pieter, luister tuis. Luister worship span. Dit was 10 dae van voorbereiding van vuur. Ek het nie geweet wat gaan Christen hulle sing volgende nie. Laurie het na my toe gekom en gesê, brother, I've got a word on my heart. Ek staan hier in worship, die Here wys my ek vir Pastor Pieter vra om 'n gebed te doen voor die tyd. Ek weet nie wat hy gaan bid nie. Wat het hy so gedeelte terwyl hy gestaan het? Alles het gegaan oor die vuur. En wat se tydperk is ons? After Jesus' ascension, Jesus se opstanding, nie op ascension, Jesus se opstanding, het hy 40 dae saam met sy disippels gewandel. Hy het hulle geleer, hy het hulle herstel, hy het hulle voorberei vir dit wat kom. En toe op die Olyfberg, toe die Olyfberg aanbreek, het alles verander. Want die disippels kyk op, en Jesus begin op te vaar, he started ascending into heaven, en op daardie oomblik het hulle gedink, is dit die ene wat ons gevolg het? Is dit die ene wat storm stil gemaak het, saam met wie ons gedwel het? Is dit selfs die ene wat die dood oorwin het? En hy is op pad terug, na wie toe? Na die Vader. En dis hoekom Handelinge 1 vers 8, the book of Acts 1 verse 8 is so powerful. You shall receive power. Jy sal krag ontvang, wanneer die Heilige Gees oor jou kom. Luister nou mooi vir my. Heilige Gees is nog nie uitgestort voor dit nie. En dis hoekom as jy kyk na magtige manne van God, Gideons, the Davids, the Joshuas, the Calebs,
True men of faith. The Spirit of God, the Holy Spirit descended upon them. Het op hulle gekom, en hulle het magtige krag en werke gedoen. Samson slaat 1000 Filistyne kas toe, met wat was dit, 'n donkie se kakebeen, of wat is dit? 'n besem, wat? O, 'n esel, ekskuus. Nog is 'n besem, donkie. 'n esel se kakebeen, slap hy 1000 Filistyne kas toe. Was hy so powerful geweest? It was never about the power, it was about the anointing upon his life. But the Spirit of God came over him. Dink jy hoe skaam gaan jy kry, Michael? Kom ons wees net eerlik vandag, brother. Ek en jy, sjoep, in oogwink staan ons voor Koning Jesus. Ja, maar hy sê vir jou, well done, good and faithful, en ek hoop hy gaan dit vir my sê, want ek sê dit nie, omdat ek probeer, ek dink ek's beter as jy. I'm not saying this because I'm thinking I'm better than you, but I don't want the day when I stand before Jesus to say, well done, good and faithful servant. I don't want to hear those words. Ek wil hoor, well done, good and faithful son. Because on this earth, the Bible says he saved me, I'm his son. Ek is sy seun. Ek is sy seun. Well done, good and faithful son. I'm well pleased with you, my son. En weet jy wat, jy staan daar so met Jesus en hy vat jou, hy sê, kom ek wys jou, kom ek vat jou deur, ek vat jou in die glorie van wie ek is, en ek gaan jou vat na Abba Vader toe, ek sien net hierdie hele ding vir my afspeel, en nou beweeg ek verby, en die volgende kom jy ou aangestap, maar jy weet sommer dis Dawid, want jy's nie jy's nou nie meer die natuurlike mens, jy's nou 'n geesmens, verstaan? En hier kom Dawid, hy môre so lyk dit my ou chip, en hy gee my 'n high five. Josie word, nee, Dawid regtig. Ja, weet ek sê hoekom ek het Dawid hart. Ek het 'n Dawid hart. Moenie na my toe kom en probeer godsdienst speel nie, jy gaan 10-0 verloor. Ek belowe jy gaan verloor. Godsdienst werk nie met my nie, maar verhouding met God. So wat ek probeer sê dit is, because I know I've got wat is die woord? 'n funky hart. Ek's 'n ou wat like om te beweeg en te move en hierdie kant toe en daai kant toe. Dawid was 'n ou wat voluit geleef het. Hy was 'n ou wat atmosfere verander het. Hier kom Dawid na my en sê, "Jesus, môre as weet jy wat ou, ja, ons check hier van bo af wat happen daar onder en jy's nou hier by ons en ons is bly jy's hier by ons en het jy maar kom staan gou een kant. Ek weet ek kan niks wegsteek nie, man. Weet. Maar sê gou vir my, het jy nou gedink hoe maklik het jy dit eindig gehad? Hey Dawid, hoe praat jy nou ou? Hy sê, weet jy wat? Die Gees van God het oor ons gekom, maar julle het Heilige Gees binne julle gehad. You had Holy Spirit within you. Julle, die Gees, dieselfde Gees as Jesus uit die dood het opgewek het binne in jou gelewe die dag toe hy jou red. Maar wat het jy gedoen met die Gees? What did you do with it? Jy sien, Jesus het nie gesê, gaan probeer om net te survive nie, because many children of God, excuse nie julle nie, many children of God, so-called Christians, is in a survival mode. And as long as you will be in a survival mode in that area, I promise you will stay there. You'll stay there. Byvoorbeeld, so gemaak, so laat staan. My pa het gesê so en ons het so. My ma het so gesê, my ouma Groetjie het so gemaak en gesê, en weet jy wat, jy het nog nooit tot stilte gekom en gaan sit by Abba Vader se voete en rustig geraak en sê, Lord, please reveal to me the truth. And his word is the truth. Sy woord is die waarheid. Amen. Jy sien, as jy op 'n plek sit waar jy in 'n survival mode is, wil ek vandag vir jou sê, Jesus sê vir jou vandag, vir elkeen van ons wat hier is, die vuur van die hemel, die vuur uit die troonkamer van God is op pad. Die vraag is, hoe honger is jy vir dit? En ons sit vanoggend in die voorbid tyd, sit ons, en ons het amazing time, we have this amazing time of just praying before the service. And all of a sudden, as we're busy speaking and just having this fellowship together and praying, the next moment, al kom met 'n woord hier by my op, om te sê, daar's 'n warning ook. Daar's 'n waarskuwing, there's a warning for us, that call ourselves children of God, om nie gevang te word deur 'n vorm van die Heilige Gees nie. Want daar's baie geeste wat daar buite rond operate. There's many spirits moving around there, that looks very holy, but it's sensational. Our God is not a sensational God wat aan en af knoppie is nie.
Hy is gister, vandag en vir altyd dieselfde. Sy gees is nie confused nie. Sy gees sorry, I'm saying this in the fear of the Lord. His spirit is not there to om te brag en om sensasie te maak en net jou emosioneel op te sweep nie. Sy gees is waarheid, sy gees is skoon, is heilig, dis allerheilig. En as hy oor jou kom, en weet jy wat, jy bevind jouself dat jy plat op die grond lê, kan ek beloof, dit gaan nie sommer iemand wees wat jou gaan omstamp nie. Jy sal weet as dit die salwing is van die Here wat oor jou kom. Jy sal weet as jy sit daarso, jy weet, terwyl hierdie gebeur voor die tyd, as the things are happening here beforehand, before I'm starting to minister, at one stage, the Holy Spirit hy breek so deur my, dat ek sê, Here, ek weet nie of ek hier voor kan kom staan en bedien vanoggend nie. Die salwing is so heavy op my. But please do not let your spirit depart from you. Dis daai plek. Die Bybel sê, luister nou mooi, the Bible says in the book of Acts 1:14, hulle het almal by mekaar gekom en hulle was een gesin. They came together and they were united. En hulle het volhard in gebed. Hulle het almal een gesindheid gehad en hulle het volhard in gebed. Dag na dag, listen to this, en nag vir nag. Jy sien, wie van ons loop hier uit? En dan as jy uitstap, dan sit soos 'n tik, I've been to church. Whoop, Tuesday night I've been to prayer meeting. Maybe Wednesday night the cell group. Maybe Friday morning the men's group. Wow, praise the Lord for amazing morning yesterday morning. Ons loof die Here vir wat hy gister gedoen het met die vroueoggend. Ek hoor dit was amazing, was it great? Ja. Ek is jealous man. Maar julle moet manne toe kom, daar's dit nog beterder. But listen here, now we're busy ticking all the right things off. Yes, but I've done all these things this week. But have you truly come to a place this past week, or just as you sit here today, to be honest with yourself, not with your husband or wife, but with yourself? To say, have ek tyd saam deur hierdie week saam met die Here. Have I truly spent time with the Lord? Hoe spandeer jy tyd saam met hom? Jy raak stil. Jy vat jy die selfoon vir jou, jy chak hom een kant, jy sit alles af, en jy gaan sit net, en weet jy wat iemand sê vir my nou dag, baie mense het my gesê, net hierdie jaar alleen, daar's nie tyd vir my om stil te raak voor die Here nie. Want ek jou sê, wat is die probleem? Dis jy het geen dissipline nie. Want hoekom as ons gaan jag, kan jy 3 uur of 2 uur in die oggend opstaan, of as jy gaan visvang, gaan jy net, wat van ons gesyp het, when we partied, right through, tripping vol crystal meth, 3 dae in een, sonder slaap, rook joints het by jou oor uitkom, dan is dit nie 'n probleem nie, because it's things of the flesh. Ek is moeg, ek moet gaan doen. Ek het 'n verskriklike week gehad. I promise you, gaan in jou vlees gaan doen vir 6 ure, doen vir 9 ure. Jy gaan nie varser wakker word nie. Maar spandeer 1 uur vroeër in die oggend saam met Vader. You weet, it's so amazing, guys. Please don't look at me, but I want to tell you about the journey that I'm walking with the Lord at this present moment. Here's my wife. She can vouch for what I'm saying now. For many years, it was like, yes, Lord, it's tough to wake up 4 o'clock. It's tough sometimes to wake up 5 o'clock. But now it's a lifestyle of waking up 2 o'clock, 2:30, 3 o'clock, waking up, and it's not, and my liggaam sê ek is moeg, but as soon as I wake up, I take my phone, because ek kom nie nou en sit al die ligte in die huis, en ja, die Here roep my nou, ek slaat die deur in die huis toe, julle lag, daar's mense wat dit doen, papi is wakker, papi gaan nou bid, arme Susaratjie moet nou toets skryf, wiskunde toets, en papi is nou tyd saam met die Here, hy ontwrig haar hele huis, dis nie ontwrig nie, jy is spiteful man, kom tot jou sinne, sê ek aan die bed, sit ek my liggie, luister, my liggie nie flat, ek sit hom dim, sê ek in die woord gegaan, gee die Here met sulke downloads, hey, al vang ek hy selfoon, soep, en sit ek gou, gee my sulke keywords, ek weet nie hoekom gee hy vir my die goed nie, raai wat gebeur, 2 dae later, maar hy sê asseblief ons, hier kom na die skool toe, daar, Jesus is in val, wat even mag wees, sjoep, hoe kom die Gees van die Here, maar ek het al die notas vir jou gegee, is dit nie amazing nie? Ja. En weet jy wat die amazing ding? Dit begin 'n leefwyse te word, maar nee, maar hoe kry dit reg? Dis nie ek wat dit reg kry, dis die Gees van die Here wat dit in my reg kry. Hier is die ding, Jesus spent the first day, time of his day, every day spent time with the Father.
During his walk in the day, he spent time with the Father. In the evening, before he went to sleep, he spent time with the Father. Maar nou kom jy in hierdie verhouding. As you're walking in this relationship with him, you know what happens is, he's God, hy's God, hy doen wat hy wil. Dan kom bless hy jou som op 'n bonatuurlike manier. Yesterday, there was a big sports thing going on here, close by. And I was there. My mind had gesê, ek gaan hierdie doen vandag. I'm going to be there, I'm going to be watching these games, and then what? You know what I did most of the time? I moved alone. Ek het rondgegaan, en weet jy wat, ek klaar, sê hier vir my, this is why, after plus minus 20 years, I've taken you out of this, it's a new season in your life. Ek kom by die huis, ek sê vir jou, weet jy wat, dis net amazing. Ek dink nie, ons gaan hierdie jaar miskien 1 of 2 games weer verder kyk, not because I've got a problem with the school, whatever, but it's a new season in my life. Dis 'n nuwe seisoen in my lewe. En hier sê ding, hoekom sê ek dit vir jou? Want nou sit ek hier skielik stoksiel alleen, ek staan langs 'n veld of en ek staan ek stoksiel alleen. Dan sien ek al ver, daar's mense wat daar is. Ek wil nie by daai mense wees nie. I love people, but it's like the Lord is, hy vat my een kant, want hy wil met my praat, En dan begin hy my goedjies te leer daarso. Moet my nie verkeerd, don't get me wrong this morning, I'm not saying I'm too holy to approach, please, don't be like it, moet nie so dink nie. Maar ek wil incline, my ear, my spirit man is inclined to hear what the Spirit of God is saying. Jy sien, die vuur uit die hemel was op pad, die belofte. En die disippels gaan terug na Jerusalem toe, nie in 'n paniek nie, nie in 'n plek van moedeloosheid nie, maar in eenheid. They went back to Jerusalem in unity and they had expectancy. Hemeltjie tog, en as ek vir Ignite kan bid vir iets, is dit regtig, ek vra die Here om 'n verwagting in jou hart te kweek. As jy na die huis van die Here toe kom. Daai grond wat ons van praat, wat voorberei moet wees. Mense, dis jou hart wat voorberei moet wees. Dat jy kan sê, Here, wat is dit? Hoor eens, dis nou beautiful, this is Johan. Hoor hoe mooi is hierdie. Lord, it's not what you're going to be doing for me, but listen to this. It's being a son or a daughter of the Most High. It's what you're going to be doing through me. So nou kom ek nie met 'n attitude in van, ek's hier om te ontvang nie. Jy moet 'n hart hê om te ontvang, glo my. Jy moet 'n hart hê om te ontvang. But if you're sensitive to the Holy Spirit, you will come, en hy laat jou ontvang, maar hy laat jou ook gee. Kyk my hande, het ek gemaak so. Dis nie dit nie, gee jou hart, die salwing wat jy dra, the gifting that you carry. Jy weet, ek wil volgend brag met 'n boetie van my. Hierdie boetie is 4 jaar terug radikaal gered. Hy het 'n verslawing gehad van baie jare. 4 jaar terug staan ons onder by Buys. Speak Jesus event is daar. Wie was by die Speak Jesus event onder daar by toe Johannes hulle daar in gehad het op hulle grond. Dit was nie Buys hulle nie, maar dit was daar. And I will never forget this moment. Just before Uncle Angus came up, there was a worship session, and I think it was the last worship song. This gentleman's wife came to me, and her heart started breaking for her husband that's in a rehab. And I stood there, I didn't know what to do. Weet jy wat ons opgeëindig? Mekaar se arms. Kom my sussie vas, and we started agreeing. I just want to speak the name of Jesus. Your name is power, your name is healing. I promise you today, that brother sitting here. In my natural eye, I didn't see it. Want hy het my hoeveel keer daar buite neergestel. Hoeveel keer het hy met my gelieg? Hoeveel keer het hy vir sy vrou en sy kinders gelieg nie? But you see, it was so close of drawing a line through that man to say he will never change. I promise you today, when the day is right, that man will come and testify. Because listen to this, he's currently testifying wherever I go, and the Lord says, come with more name. He's testifying in boldness. Listen, ek was alkoholist gewees. Ek het gesuip. En weet jy wat? To see in a period of 4 years, how he's just anointed by the Holy Spirit, and he just moves and does what God tells him to do. Nie wat ek vir hom sê, jy sal nie, jy sal nie.
En glo my, as ek die dag nog toe gaan en vir hom sê, as hy klein het, sal dit vat. Maar raai wat? As hy voel, ek sy kleinheid ook, sal hy na my toe kom en my korrekte liefde. People, this is all about a journey. Hoe lyk jy, Johannes? Ek hou nie uit, ek vra dit vir jou. Hoe lyk jou verhouding met jy? Hoe lyk jou persoonlike verhouding met Jesus Christus? Is hy net daar? Is it just there? Or have you grown? Yes, Lord, but you know what? I'm spending so much time in the Word and I'm spending time in prayer and everything, but nothing changes. Wat is die motief en die gesindheid van jou hart? What's the motive of your heart? Why are you in this? There's no better way to ask the question this morning. Why are you in this? Why are you a Christian? Vra die vraag af. Ek wil net nie hel toe gaan nie. I don't want to go to hell. If you only got that mindset, you're losing out. He's calling you to a relationship. He wants to fill you with His Holy Spirit. He wants you to move, that your shadow may cast upon sick and dead people. And without you even knowing that, they will be raised and healed in Jesus' name. But where's the body of Christ? Waar is die liggaam van Jesus? So gemaak, so dit staan. Jy weet, dit was nou 'n baie goeie oggend gewees in die huis van die Here. Maar hemeltjie kan hierdie mense nie klaar kry nie. Jy weet, want ons is mos gewoond, ek onthou, I remember sitting in a church for 45 minutes to an hour. Where does it stand in the Word of God that it's only an hour? Wys my waar is dit? Jesus sit op die skuit, hy sit op die skuit, hy sit in die see van Galilea, as ek reg in die taal ons al was. Hy sit in die see van Galilea, sit hy op die skuit. Hulle sê dat hulle wys ons dis hulle reken, that must be the place where Jesus sat. And he ministered unto 5,000 men, so it could have been between 15 or 10,000 or 20,000 people that were there. And he's sitting there. And people came in from all walks of life. But what happens when that boemelaar, die ou wat miskien, jy ruik nog die goed wat hy gebruik het gisterand, when he walks into that door, what happens? Without us even thinking, gats, so kyk om te steel. Ons lag, maar dis gebeur. You remember, have you ever heard that true life story of that pastor that one day he clothed himself as a person on the street, and he came in and the people, they pushed him away and he was like, oh, whatever. And he walked right from the back all the way through and he came to the front. The people wanted to not get him behind the pulpit. You can't get this guy to speak after behind the pulpit. And the next moment he started undressing himself, and it was the pastor, it was the shepherd of that flock. Ons sê shame, en ons kyk hier vandag mekaar in die oë en ons sê, wow, that's bad. Maar hoeveel van ons sal nie skuldig wees daar nie? Grasie met julle vandag, ek praat oor practical, what's happening in the body of Christ. Because now it's better to talk about it right now, where we are seated and we're listening to this, where we're on this earth. But can you imagine, you stand before the Lord and He says to you those words in Matthew 7 verse 21 that says, go away from me, you who practice lawlessness. And then I will come to the Lord and say, Lord, but haven't I, Mornay, spoken before these people and those people and all die goeders and all the years of ministry and all die goeders. En weet jy wat sê vir my? Go away from me, you. I never knew you. Kan jy jouself net indink as jy daai woorde moet hoor onthou? Jesus maak nie grappies nie. Hy's nie ligsinnig nie. As hy vir my sê, Rianko, as hy vir my sê, my seun, weet jy wat, ek is so lief vir jou, die trane loop, en hy sê vir my, jy was besig met godsdienst, jy was besig om daai kudde van jou, was jy besig om hulle ore te steel. Jy was besig om sekere mense anders te hanteer, as wat jy die res hanteer. Dis what's happening in the body of Christ. Daai mense moet net nie voorsit nie, daai mense moet net agter sit, whatever dit mag wees. In my eie woorde, die evangelie van Mornay Venter, wat niks stel nie, ek het maar net verduidelik hoe ek het verstaan. The most humble, the meekest, the weakest, die armste van die armste. As daai persoon inkom, that person must sit right in the front. Dis eintlik wat moet gebeur. Sien jy hoe word ons, sien jy wat doen die vyand met ons? Ek sê weer, die disippels gaan terug na Jerusalem toe. Nie in paniek nie.
Nie in moedeloosheid nie, maar in eenheid. They went in unity and they had expectancy. And they were united in prayer. Ek wil jou vra vandag hierso, as dit op jou hart is, jy kan dit maak volgende week Sondagoggend asseblief kom, but I've got such a massive, ek kan dit nie in woorde verduidelik vir dit wat Sondag aand gaan gebeur in die plek nie. Ek kan nie vir jou sê wat gaan gebeur nie. Al wat ek weet is there's the expectancy in my spirit for what God is going to be doing in this place. I truly sense that His Spirit, sy Gees, wil beweeg. Sy Gees wil doen wat hy wil doen, daai aand. Ek weet nie eens op die stadium of ek iets gaan sê. Ek weet daar's worship, dis al wat ek weet. Ek trust Jesus in Christen. That's what I do. In this fellowship, I trust Pastor Peter Matthews, I trust Henku, I trust Thys. When people come and stand behind the pulpit, I trust the Spirit of God within him. That's all I can do. But I won't allow you, if I haven't spent time with you, know your fruit, om net die mic te vat en nie te begin praat nie. Ek gaan jou stil maak. But what I'm saying is, I'm trusting the Holy Spirit within you, that He will unction, there will be an unction, daar sal 'n zealousness in jou aangesteek word, om te sê, weet jy wat, hoor nou, nie net vir Sondag aand nie, maar start preparing our hearts for what you want to do, in die tydperk van Pinkster. Nie so nie. So, oop hart, maak jou hart op, Dad, wat is dit wat U vir my wil gee? Lord, what is it that you want to give me? What do you want to come and teach me? What is it that you want to anoint me with for this amazing period that we're entering into now? You've ascended. You've paid everything on the cross. We're raised from the dead. You ascended. You seated at the right hand of the Father. But now you came 2,000 years ago and you poured out your Spirit in the upper room. Tongues of fire fell upon those people. Their lives were never the same again. And with those people, He changed the whole world. Die hele wêreld het verander deur daai mense. Kom ons kom hierdie week, ek vra jou vandag, as hierdie jou geestelike huis is, dat ons fokus op eenheid hierdie week, dat ons fokus op 'n verwagting, en ons fokus op gebed. Want ek sê weer vir jou wat Handelinge 1:14 sê, hulle almal het eengesind volhard in gebed. Dag na dag, nag na nag. Hulle het geweet, hulle het nie geweet, they didn't know how the promise looks. Hulle het nie geweet hoe gaan die belofte lyk nie. But they knew in their spirit man, they knew, God gaan opdag. God gaan opdag. God is hier. Sy Gees is in jou. Maar hy wil daai aand, ek ervaar dit volgende week Sondag, hy wil kom en hy wil iets nuuts in jou in die brand steek. Sy vuur. Miskien is dit skaamte, miskien is jy voel jy's nie goed genoeg nie of minderwaardig of ek kan nie praat of bid of whatever vir mense nie. Raai wat? Een oomblik saam met hom en hy vuur van die Gees steek jou in die brand en weet jy wat? Jy raak 'n groter babbelbek as ek. Amen. Jy kan nie mense soos 'n babbelbek soos ek. Maar nie soos ek wees, ek wees soos Jesus. Jy sien dis waar ons self baie keer onsself nou ondervind waar ons is. Ons leef tussen die belofte en die manifestasie daarvan. Daar is 'n baie belangrike woord. Die manifestasie daarvan. I'm going to give you an example quickly of a manifestation. If I stand here, ek weet Johnny gaan my heeltemal uitpas, okay, ek is nie te mooi. But if I stand here, laag asseblief. As ek hier so staan, en ek kyk ons op 'n dis en ek sê vir haar, yes, my is nou, dis is love, dis mooi. Weet en sy sê maar dis 'n verskillende mooi ou en ek voel ek so aangetrokke tot hom, maar ons hou dit net hier so, daai verhouding. Is daar diepte daar? Maar jy sien as ek kom met my John Travolta look, Excuse, daai is vir nie, hè? En ek sing vir haar, en dan, you better shake up, is dat nie, excuse, jammer. Maar ek begin nou my oral uit te kom, my gel. En ek kom by haar die dag, en ek vat haar hand in hand, en ek kyk haar na haar, en ek sê vir haar, weet jy wat, ek is so lief vir jou.
Maar bedoel dit my hart net. Ek hoef nie te kom te sê, je t'aime, je t'aime, maar dis wat ons baie keer doen, ons doen dit in ons verhouding met Abba Vader ook. Listen to me this morning, somebody needs to hear this. Listen, somebody needs to hear this morning. This is hard. This is very, very hard. Hou op om dad te sê, omdat jy gehoor het iemand praat van God die Vader as dad. Hou op, en ek sê dit in die fees van Vader. Hou op om Yeshua te sê, want jy dink dit betrou meer krag as die naam van Jesus. As dit nie in jou hart gepuur is. Jy beïndruk miskien mense, jy beïndruk hom nie. Ek is so sensitief, Karen, Nita, Josie, julle weet, ons kom baie ver pad saam. Ek is so sensitief, Laurie, as ek bid by plekke, veral dan op die einde, it happened, hier sit my seun en my dogter, halleluja, hoor daar so, my dogter. Toe ek die voorreg gehad het om hulle te trou, ek was so sensitief om nie die Aaronic blessing te bid in Hebreëus, omdat ek dit wil bid, omdat dit mooi klink, of dat ek, slim klink, wat ek hier het gedoen in die begin. Uit 'n plek van minderwaardigheid het gedink, as ek in Hebreëus bid, dan gee dit meer krag, there's more substance in it. Tot die dag wanneer ek gesê het, hoekom doen jy, dink jy daai mense verstaan vir die jy bid? Ek sê, ja, maar dis in die taal, ek sê, ek nie religie om dit te doen nie. Nou staan ek by plekke baie keer, die Here seën jou, die Here se aangesig oor jou skyn. Sjoe, dan stop ek my net daar. Ek moet verder bid nie. Nee, daai twee sinnetjies. Why? Because of relationship. Dis hard wat ek sê volgens. Dis hard, maar ek het hoër graad gehad in my area. Vir die mense wat dit nie weet, net vinnig. Wat was dit gewees? Pa 2001, 2002, my pa 'n lekker mannegroep. Hey, maar dis manne met name wat by daai groep is. Ek weet nie wie jy weet van dit tuis. Pastor Pat Moffat was al gewees. Pastor Klein Pat by wie se Bybelskool ons was. Janie Pelser is daar. Daar's ouens wat bekend is met matter. Dis manne met titels. Hy het hom die titel. En when I stop daarin, ek is gered, Johan, ek is gered. Jesus het my gered. Ek is gevul met sy Heilige Gees, but listen what? Jesus die ding. In my soul I wasn't completely healed. In my soul I wasn't completely healed. So we know what I do. We stand afterwards, everybody is shared. Now we stand up. Now I hear, let's say example, Pastor Jannie, hy het altyd so pragtig Afrikaans gepraat as hy gepraat het. Jy weet op die radio en alles. Maar ek love vir Jannie, verstaan? Maar kom hy sê, Here vandag kom ons en ons sê vir die so dankie vir die salwing en hy praat so op so 'n manier. Dan sê hy iets wat so mooi is. Dan highlight ek my ding op berg mee my saak agter. Yes, die ding wat Jannie gesê het is mooi. Nou kom Pastor Pat. Yes, Lord, we just pray for an open heaven this morning in this place. An open heaven, Lord. Let your Shekinah glory may come down like in the period of your children coming out of Egypt into the promised land. Woep, daar's hy mooi. Highlight, sit hom hier. So ek vat al die ouens se mooi stukkies wat hulle sê. Dat as ek opportunity kry om te bid, raai wat Kobus, dan klink ek so slim. Ek dink ek klink slim. Weereens, tot die dag, wat die Here vir my sê, wat doen jy? Listen, I don't want to sound like Angus Buchan. I don't want to sound like Bishop Samuel Usepa. I don't want to sound like Dr. Alan Bateman, that's in Italy. I don't weet een van daai ouens wat my spiritual oversight is nie. Ek wil nie soos een van hulle klink nie. Ek wil wees wie Jesus my gemaak het om te wees. I want to be honest, soos hy my gemaak het met my karakter, met my deur mekaar kopie, whatever dit mag wees. Ek honor Peter Matthews, Thys Smith, Gert Venter, Tabang, François. I honor God vir julle wat julle doen in die koninkryk van God. En ek is so bly as ek sien julle beweeg in die salwing, julle beweeg in julle gifting. Praise the Lord for that. There's no competition in the kingdom of God. Maar as jy minderwaardig is, dan kom 'n kompetisie. So is die ding. Vandag, sometimes, it's just, oh Lord, what must I do here? You know what, I don't even want you to pray for this young girl at this high school this week that couldn't forgive herself for one mistake that she made. She's in grade 8. One mistake, sy het dit was 'n groot fout. En ek staan en sy sê, Mona, I don't know if Jesus will ever forgive me for what I've done. Ek sê, can I pray for you? En sy steek haar hand uit, en sy hande uitsteek. Sy sê vir haar, I want you to hug her. Met haar vas, en ek gryp ons van haar skouers, en ek druk ons so teen my. Haar kind breek. Wat het al vas? Guilt and shame. Goed wat Satan, kinders van God mee vas.
So weet jy wat hy sê vir my? She doesn't have, at that stage, ek het geweet, I didn't know, sy het nie sy pa nie. Sy het geen vader figuur wat haar kan vashou. En ek staan en ek hou dat dingetjie so aan my skouer teen skouer, hou ek al vas. Ek staan nie daar, maar ek kan nie eens bid nie, ek huil so. En weet jy wat? Kom die Gees van die Here met die naam. Heilige Gees was met ons. Maar nou het ek gekom. Ek bind daai Gees. Ek jag jou uit. En terwyl ek bid sien ek dis mense staan nog 100 kinders en wag vir my, weet jy. Ja, Here, dat die krag, dat die Gees vaardig raak op hierdie kind, maar dit klink goed, maar dis nie wat die Here vir my sê om te doen nie. Ek hoop hierdie goed maak sin wat ek sê. Jy sien tussen Hemelvaart en Pinkster. Sien ons wat gebeur. Maar hoor gou hoe mooi is hierdie, né? Die wagtyd vir die kinders van God wat daar gewag het na Upper Room, was nie verniet nie. Want God het hulle begin voorberei vir iets baie groter as wat hulle ooit kon dink. Baie groter, en dis deel van ons harte wat voorberei moet wees vir die tydperk van Pinkster waar ons nou ingaan, is, Here, wat is dit wat U my wil gee, wat U my wil vertrou, wat ek kan uitleef elke dag van my lewe? Gaan dink net gou aan die lewe van Dawid, ek het nou oor hom gepraat. Dawid as 'n klein seentjie, as 'n jong seun, word geanoint. He's anointed as what? As the king of Israel. Maar hy het nie die volgende dag gaan en op die troon gaan sit nie, het hy? Nou kom dink ek en jy dit moet so gebeur. Daar was 'n wagtyd gewees. There was a period of waiting. Daar was 'n wildernis seisoen gewees in sy lewe, 'n seisoen van voorbereiding. Voordat die kroon gekom het, moes sy karakter gevorm word. Voordat hy kroon op sy kop gesit word, moes sy karakter eers gevorm word. En hy was, wat sê Abba Vader van hom, nadat hy wat gedoen het? Verkeerde goed gekyk het, hy het nie TV gehad nie, hy het sommer ander goed gekyk, daar deur die oop venster van sy paleis. Hy het verkeerd gekyk, hy het gesoek, hy het gevat, wat nie aan hom behoort nie. Hy het haar verwagting gemaak. En toe sy al die nonsens uitkom, wat doen hy? Maak storie gou onder die mat, of veet gou onder die mat, niemand sal weet nie. En hy maak vir Ria dood. Die vrou met wie hy geslaap het, haar verwagting gemaak het. Maar jy sien, daar's iets wat na dit gebeur het, wat my hoop gee. Want as ek baie keer vir iemand 'n woord ook gee, die Here wys my, this person carries a David heart. You know what is David heart? It's not always the boldness to walk, to run, and to shire Goliath. The heart of David is to repent. The heart of David is to, no, I kan nie, maar hy kan. Hy is die ene wat kan. En dis wat God met baie van ons doen. Voordat die kroon moet kom, moet jou karakter eens gevorm word. Ons dink aan die lewe van Josef. God het hom vir Josef 'n droom gegee, maar voor die paleis was daar 'n put en 'n tronk. Luister vandag. Voordat in die paleis ingeneem was daar 'n put gewees en daar was 'n tronk gewees. En wie het hom daar ingegooi? Sy eie boeties. So as jy nou wil seer kry, as jy nog nooit in jou lewe lekker seer gekry het nie, né? In hierdie verhouding wat ons loop met Abba Vader, ek kan waar ek hier sit, weet ek het ten minste 10 of 15 mense vorentoe roep, om gou te moet sê, hoe die liggaam van Christus Jesus wel seer gemaak het, sogenaamde Christen vriende, wat is seer gemaak het. Weet jy wie is meeste van die tyd die skuldigste? Weet jy wie? Ek. Jy self is die probleem. Want toe ek wou kom, het een van die grootste toetse wat ek my lewe moes geskryf het, one of the greatest tests I ever had to write in my life, of somebody that I honored and somebody that I put on a pedestal. The Lord said, but you're wrong. I said, but it's not me, Lord. Look at this person's heart. He said, what have you done in the spirit? En ek sê, Here, wys my. I'm starting to tear down. What is happening here, Lord? He says, you know what? You, without even knowing, you came and you put this person right beside me. You started worshiping him. You started speaking like him, being like him. En weet jy wat, hy's net 'n mens. He's only a person. There's one person that we seek him to be like. His name is Jesus. Amen. There's one spirit that needs to lead us, and it's the Holy Spirit. There's one Father, and his name is Abba Father. Amen. En dis wat God met baie van ons doen. Voordat die vuur geval het, moes harte voorberei geword het. Josef se hart moes voorberei word. Voordat die uitstorting gekom het, moes daar 'n oorgawe wees vir sy lewe wat hy geleef het. Voordat die krag gekom het,
moes daar gebed gewees het. Hoeveel tyd het Josef nie spandeer in gebed nie? Hoeveel tyd het Dawid nie spandeer? Daar is as in die shepherd's fields, how many times didn't just, it was a lifestyle of prayer. And what did Abba Father give David as he spent time in the shepherd's field? What did he give him? He gave him Psalms to write. Pragtigste psalms wat hy hom gegee het. Kom ons kyk gou net vinnig na die lewe van Elia. Voor die vuur in die hemel gekom het op die berg Karmel, het hy eers die altaar herstel. Wat leer ek en jy uit? God stuur vuur op altare wat oorgegee is. Yes, Morney, wat beteken dit, 'n altaar wat oorgegee is? Abraham, Isak. Abraham gaan sy enigste, sy bloedseun, sy bloedseun met hom en Sara, die covenant, the perfect covenant job, moet hy vat en hy moet hom op die altaar sit. So hy het sy droom, sy visie, sy hart, sy alles, het hy gaan sit op daai altaar. Hy het net God vertrou. En hy het nie gekom en gesê, "Jesus Here, gee my nog so 'n uur of 'n halfuur nie. Ek sien net hierdie prentjie. Ek dink nou nie aan my Bybelboekie toe ek 'n klein seentjie was, my kleurprentjies nie. Maar ek onthou in die kleur Bybelboekie staan Abraham so met die dagger in sy hand. Wie weet van my wat ek van praat? Staan hy so met hom in die hand. En net voordat hy hom wil pees, stop Abba Vader. Because Abba Father saw the heart. Jy sien, toe die dag van Pinkster aangebreek het, sê die woord van God, en ons gaan oor kuier Sondag, 'n geluid soos 'n geweldige rukwind het die hele vertrek gevul. En tonge soos vuur het verskyn. En dit kan jy gelees in Handelinge 2:4. Maar hoor net hierdie pragtige stukkie wat sê in Handelinge 2:4. En hulle het almal was vervul met die Heilige Gees. Skielik, toe dit gebeur in hulle lewe, hoor net hierdie expectant harte wat ons moet hê vir die naweek wat kom, né? Vir die tydperk. Skielik word bang disippels, bold predikers. Nie bold nie man, bold. By die skool wat ek is, nou die dag sit ek voor saam met die hoof met hemelvaart. En voordat ek dink wat ek sê, raai wat sê ek? Ek sê vir die hele skool, ja, ek en die hoof sny op dieselfde plek hare. Gelukkig te lag hy. Gelukkig. Ek weet op my mee gaan vra om ooit daar te preek. Wat boldness, né, is nie arrogansie nie. Onthou gou weer eens, as jou hart verkeerd is, nou kom vir jou baie keer 'n bietjie arrogant voor. Just search your heart. Maybe that person carries a form of not, I don't want to say, dis 'n karakter wat hy of sy het. En jy bots met dit, want weet jy wat is eintlik hoe die Here wil hê jy moet wees. Jy moet daai boldness hê. Ek het nou net gesê, skielik word bang disippels bold predikers. Hoor gou wat gebeur. Morney verduidelik gou. Petrus het nou net vir Jesus verloon. Maar hy staan op na die uitstorting van die Heilige Gees en hy preek met krag. He starts ministering in power. En 3000 mense word gered. Hoekom? Want wanneer die Heilige Gees kom, verander alles. Petrus het nie net 'n nuwe preek gekry nie. Hy het 'n nuwe vuur in hom gekry. Baie belangrik, hemelvaart was nie die einde van Jesus se werk nie. Dit was die begin van die kerk se mandaat. Ons is die kerk. As Abba Vader nou kom, if he comes down, he gives me 100 million, says, "I want you to build a place of 100 million en dit, en dan sê ek, Here, as U wil is, doen ons dit. Maar die belangrikste ding is, die mense wat inkom in 'n mega kerk of in 'n klein huiskerkie vandag, die mandaat moet wees wat God vir ons gesê het om te doen. Nie om 'n besigheid te raak nie. Daar kom 'n massiewe groot verantwoordelikheid as daar so iets gebeur waar die Here mense vertrou met 'n mega kerk. Ek glo dis regtig so, ek glo daar moet mega kerke wees. Maar as jy kyk na iemand soos Paul Yankee Chow in Korea, as jy sien wat sy impak hy het op 'n stadium, ek weet nie of dit nog so is nie, op 'n stadium, jy het the biggest church in the world. Honderde duisende mense wat deel was daar. Die verskil is, all of them were activated by the Holy Spirit. And that's why the Spirit draws people. Die Gees trek mense na hom toe. Jesus het sy werk op aarde voltooi. Maar nou stuur hy vir my en jou, hy stuur ons. Onthou wat hy donderdag aand, ek het hierdie phrase gebruik. Ek het gepraat
by die hemelvaartdiens donderdag aand, toe praat ek van hierdie woorde, being sent forth. Jy sien, ons kan nie net by die kruis vassteek nie, dit was deel van donderdag aand se woord gewees. Jy kan nie net by die kruis vassteek nie. Ons kan nie net kom op 'n plek om die graf wat leeg is te celebrate nie, geensins nie. Daar's baie, baie meer as dit. Ons moet ook wandel in die krag van Pinkster. Because there's a world out there that needs truth. There's people that need healing. Again, when Thijs did the communion, did he just pray for physical healing? No. Praat van geestelike genesing, sielsgenesing. En weet jy wat, sien ek baie, en ek gaan afsluit met hierdie, 'n area waar daar baie genesing nodig het. Baie genesing nodig het. 2 weke terug, Richard Kobus, toe ons in Newcastle was al 'n kolossale groot ou. Nou kyk, jy moet lank wees om langer te wees as ek, né? Enigiets langer as 1.2 meter is lank vir my, okay? Maar daar's 'n ou, ek skat hierdie ou moet omtrent seker 1.9 of iets wees. Dis 'n tol ou. Maar nou hy's op die size ook, he's got the big body. And this guy, I've been eyeing the whole camp because he's there in the background. Jy weet, hy neem foto's en alles, maar raak hy weg. Neem foto's en raak weg. En Saterdag aand, nadat ons geëet het, voel ek net so, dit voel soos 'n groot drywe tros wat so op my skouers val. Draai om, hier staan die perd. Hy kyk my so, hy sê, jy weet, ek weet nou nie, wie kan nou met my relate, né? In die laerskool het ons hierso by Noordskool, en sê ons vir die ou, ek kry jou 2, kry ek jou by, dit was nie QBS, dit was die dam gewees, kry by die dam 2. En sê, hoekom? En sê, ek kry jou daar, body ons. Wat jy, Laurie, come on man, julle lag, maar dit is soos was, okay? Sê, die tande uitslaat. Dan kom jy nou daar aan, maar dan sê jy nou so confident, jy gaan hierdie ou pitch. Dan as jy en daai ou, when you stand across that guy, nou, jy gaan nou begin fight. Want dit is nou fair, omdat daar 'n paar seniors is in, as die ou drop, en dan gaan jy nou op die ou gaan op sy kop afskop, en slaat met bakstene nie. Maar nou wat gebeur is, jy staan nie daar, net so voor die fight, maar die ding broei, wat jy doen is, jy stamp mekaar eers. Stamp jy mekaar, okay? Nou is jy besig om te stamp, en die volgende oomblik raak jy so kwaad, dat jou lip begin bewe. Ken jy nou? Jy raak so kwaad, jy voel, dit is amper asof jy wit sien, en dan weet ek, hier sit nou, ek gaan die ou nou shot, of hy gaan my nou shot, of ek nou wakker is. Nou hierdie pad, this big guy stands in front of his François. Hierdie kolossale groot ou staan met toe. He puts his hand on my shoulder, he says, Morney. Now look at him, I see he's looking this. He says, listen, I say, Morney, I need help. He breaks down, he says, I've been caught up in these addictions. Daar was 2 addictions wat hy mee sukkel. Een wat baie mans mee sukkel. Hy sê, weet jy wat, my vrou is op pad om my te los, my vrou is op pad uit, sy wil my skei. Hy begin die goed met te deel. Kyk hom net so, terwyl hy praat, you know what happened? My hart breek vir die ou, en weet jy wat, ek was presies waar hy was. Presies, ek daai stadium presies waar hy was, in sy lewe met die addictions. Compassion. Compassion, immediately you have compassion for the person. Vat op een kant, nie daarvoor almal, in die naam van die Heer, jy weet niks daai goeders nie. Vat op een kant toe, sê Boetie, kom ek hier gaan staan om jou, staan daar lekker in die donkerte, ek sê van praat met my, wat gaan aan? You see, he's been without work also for 4 months. En hy weet nie wat om te doen. Hy's in 'n catch-22 situation. Die Satan sê vir hom, the only way out is dat jy nie nodig is op die aarde nie. Jy het geen doel op die aarde, jy is 'n mislukking. And that Sunday morning, after I had the privilege of bringing the word, that Sunday morning, he came to me with his wife, with his child in his arms. He said, I want to give a testimony today. I went down on my knees last night, and I asked my wife to forgive me. And he said, there's one thing that you said last night that stuck with me. Not to over-promise, but to start over-delivering. But the deliverance is not out of a place to win her for the kingdom of God. It's to be aligned with the Spirit of God. As ek iets nou doen, doen ek dit vir God. Ek doen dit nie meer vir my vrou en vir myself nie. Ek doen dit vir hom. Minder as 24 uur kan doen die Here dit in ou se lewe.
Die vraag is, het ek daar gestaan met 'n doktoraat en gesê, "Chickies, my accolades. Dis wie ek is? I'm going to pray for you." Nee man. Jesus het vissermanne gebruik. Daai vissermanne was nog slimmer as ek gewees. But they were willing and they were anointed by the Holy Spirit. Ignite. This is the season. Do not hold back. Hierdie is die seisoen om nie terug te hou nie. Hierdie is die seisoen van gebed. This is a season of prayer. This is a season of unity. This is a season of totale oorgawe. Dis is 'n seisoen waar hy sy volheid wil uitstort op jou. Hoe reg is jou hart vir dit? Vra ek jou vandag in Jesus naam. Die wagtyd is amper verby. Die wind van God is besig om te beweeg. Die vuur van die Heilige Gees wil weer val. En my gebed vir elkeen van julle is vandag, wil jy vra om net jou hande, net jou oë toe te maak en jou hande uit te strek, terwyl ek net oor jou profeties bid volgende. Just receive it this morning. Lord, I pray this morning that your fire will start falling upon us right now. That there will be such a flame ignited within us to start hungering, not after your gifts, but after you, the giver. Stop chasing the gifts and start chasing the giver. His name is Jesus. He's the giver of life. He's the giver. He's the one that gives you purpose. He's the one that said to you, just think about it this morning. Just think about this morning. Sit gou jou geboortedatum. Put your date of birth in there. And just think to yourself, this day, Abba Father has predestined to say, on this day, Karen will be born. So Zet sal gebore word. Jy sal gebore word. Gunther, julle sal op hierdie dag gebore word vir my purpose, for my purpose you will be born. What are you doing with Jesus every single day? So Father, this morning I truly ask you, Holy Spirit, to change things in our hearts, to change things in our minds, that we will start moving in the Holy Spirit. Ruach HaKodesh, Heilige Gees, Holy Spirit, only that Spirit, not sensation. Dat ons hier sal instap Sondag aand of Sondagoggend met 'n voorafgestelde idee van, weet jy, dit gaan nou net so wees nie. Nee, Here, U is Gees. En waar die Gees van die Here is daar vryheid, dat U sal ons kom leer wat dit is om gevul te word en om 'n vars salwing te ontvang. Ek sê vir dankie vir Sagaria 4:6 wat sê, it's not by power nor by might but by your spirit. Dis nie deur geweld nie, maar dis die Gees van die Here. Want hoor hierdie woorde van 'n kind van God en ek sluit af hiermee. Want dieselfde Gees wat Jesus op Pinkster uitgestort is, lewe vandag binne in my en jou. The same Spirit that Abba Father poured out upon that flesh that day dwells within us, if we are truly sons and daughters of the Most High. Ek wil vanoggend vra, as jy so sit en jy sukkel, jy sê oom Morney of brother, ek voel my hart, die grond van my hart is vol onkruid. There's too much, daar's te veel goeders wat onkruid is. Wys Heilige Gees my vanoggend hoe hy self jou die krag gee om te sê, kom, ek trek al goed self uit in my lewe uit. Dis jou verantwoordelikheid, kind van God, om my goed self uit te trek. Maar hoekom is dit my verantwoordelikheid? Why is it my responsibility to take, om al die goedes uit te haal? Weet jy wat? Want soos jy dit uittrek, om leer dit voor hom en sê, Dad, ek erken vandag, ek sukkel met hierdie en met hierdie en met hierdie. En dit maak dat my hart nie kan vrugbaar wees vir die Heilige Gees to work in and through my life. Nobody's looking around this morning. This is not sensation. This is just true obedience to the Spirit of God. I ask you this morning, if you have such a desire, if there's such a desire in your heart to be used by God, and you feel you're not living it to the fullest, like feel bad for, just raise your hands. Just raise your hands. Lord, you see these hands this morning. Ek kyk. Gaan nie oor my. Ek sien is die ander toe. But Father, these hands that are stretched out this morning, that are battling in the area to say, Lord, I don't know what I'm called for.
Ek weet nie waar is my roeping nie, ek weet nie wat is die salwing op my lewe, ek weet nie wat is die gawes op my lewe nie. Child of God, this might sound so basic this morning. Jesus is the anointing. Holy Spirit is the anointing. Father, I pray that there will be no confusion in their lives anymore. But as their hands are lifted and as their hands are stretched out before you, I pray now already that you will start anointing them with your Holy Spirit. Salf hulle en doop hulle met die vuur van die Heilige Gees. Hier waar hulle nou sit. Dat ons volgende week in die aanloop van Pinkster kan weet as ons hierdie plek instap, that they've been with you. That's what I'm going to leave you with this morning. I'm sensing in my spirit. When we see each other, maybe tonight or this afternoon or tomorrow or Wednesday or Tuesday or Friday or next week Sunday, when we look at each other, may we see and perceive in the Spirit that my brother and my sister has been with him. Be with him. Be with him. Seek him with everything. Not for what he can do for you, but for who he is. There's a beautiful worship song that says, because of who you are, I give you glory. And then the chorus goes, it says, so I worship you because of who you are. Lord, I release this word over this congregation this morning. I pray for faith. I pray for obedience. I pray for identity. But I also pray for bold faith combined with fire in a person's life. Dat hy stomme afval nou vir Abba Vader, dat die vuur helder en duidelik deurbreek in elkeen se lewe. Because there's a world out there that needs Jesus. Maybe you are truly the only Jesus a person is seeing or hearing every single day. Thank you for your anointing upon our lives. Thank you for what you have done this morning and Ignite. We give you praise, glory, and honor in Jesus' name. Amen and amen. Julle moet 'n baie geseënde week verder hê. Shalom. Just one look at Jesus and I'm face down in the ground. The Lion of Judah, the Lamb of God. Oh, who is like this King? The Lord Almighty, clothed in glory, yet filled with love so deep. There's no one